Ek is hier in die gereformeerde kerk Steynsburg. Pragtige ou kerkgebou. In sy huidige vorm is hy in 1930 ongeveer is hy toe gebou en hier is plek vir meer as 700 mense. Maar wanneer ons vandag kyk hoeveel het oorgebly, dan is dit regtig 'n hartseer toneel. Maar dit is maar die situasie met al die kerke op die platteland, die ou gereformeerde gemeentes wat hier op die platteland is, maar ook in die stede. Ons sien dieselfde tendens in die stede. Die kerke loop leeg. En dan bly hierdie ou kerkgeboue agter en 'n mens kan sien as jy na die kerkgebou kyk hoe ernstig die mense in die verlede hulle aanbidding en hulle godsdienst, so ernstig hulle dit opgeneem. En trouens hierdie dorpe het almal ontstaan, juis vanweë die feit dat die mense eerstens dat hulle geloof in hulle kerk en die Here nodig gehad het. En daarom is hierdie geboue tot stand gebring. Die reuk van die hout, as jy in die gebou instap, dit is so kenmerkend. Mens dink daaraan dat omtrent elkeen van hierdie kerkbanke, die hout hier in hierdie gebou, dat dit deurdrenk is van die evangelie oor al die jare. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, die Here wat getrou bly tot in ewigheid, en die Here wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Maar nou is hier nie meer mense nie. En in 'n sekere sin is die leë kerkgeboue op die platteland en in die stede, dit is 'n aanklag teen ons volk, dat ons hierdie dinge so verwaarloos het oor die jare. Jy weet, hierdie mense wat hierdie geboue tot stand gebring het, hulle het 'n nageslag ernstig opgeneem. Kinders was nie vir hulle 'n opsionele, wil ek amper sê, luksheid nie. Dit was iets wat hulle absoluut broodnodig beskou het vir die toekoms van die kerke, vir die toekoms van hulle volk. Hulle het kinders nodig gehad en daarom was daar kinders gewees. En ook die grond wat hier in die omgewing was en al die familieplase in die erfgrond. Het was nie net eenvoudig op die ou einde net vir geld, vir kwansel, vir 'n beter lewe, vir 'n beter motor, vir 'n beter huis, vir meer gerief en wat ook al. Dit is nie net eenvoudig daarvoor vir kwansel nie. Dit was vir hulle belangrik gewees. So ons sit vandag met 'n baie hartseer situasie met ons kerke. En ons, diegene van ons wat nog hier bedien, is in 'n sekere sin besig met sterwensbegeleiding, as 'n mens dit so kan stel. Maar ons hou vas aan die Here se belofte dat hy, soos ons lees in Filippense 1, dat hy die goeie werk wat hy in ons begin het, dat hy dit sal klaarmaak, dat hy dit sal voltooi, ook wat ons volk betref. En ook dat hy nie die werke van sy hande laat vaar nie. Elke keer wanneer ons met die eredienste aanvang neem, dan is dit ons gebed wat ons sê, dat ons hou vas aan die Here wat getrou is en wat nie die werke van sy hande sal laat vaar nie. So, ook hierso, in Steynsburg en elders, oral waar ons hierdie pragtige monumente sien van ons geloof, hou ons maar aan daai belofte vas en besef ons ook
dat ons sal moet regtig sal weer moet aandag gee aan die dinge wat vir ons mense en ons volk saak maak. Ontvang nou die seën van die Here, gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by u almal. Amen.